Die wêreld sê, I am made to stand out, not fit in. En dis 100% so, ons is nie gemaak om in te pas nie, maar ons is wel gemaak om 'n verhouding te hê met ons almagtige Vader en ook dan nou sy voorbeeld te volg. So ons dood aan ons ou self, ons old nature, ons wil, ons wants, ons needs, hoe ons dinge doen. En nou sê die Here in 2 Korintiërs 5 vers 17, you are a new creation in Christ. So die ou dinge, die ou manier van dinge doen is nou weg, is nou dood. En ons doen dinge nou op 'n ander manier. En wat is die ander manier? So ons renew ons mind. Die Here sê in Romeine 12 vers 2, be transformed by the renewing of your mind. Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. En hoe doen ons dit? Ons vul ons met die waarheid. Jy kan nie konstant wonder, hoekom is jy heeltyd angstig, hoekom is jy heeltyd gestres, hoekom is jy heeltyd kwaad en seer en al hierdie gevoelens. En dit is nie die manier hoe die Here wil hê jy moet lewe nie. So jy, hoe nou, wat moet ek doen? So jy fokus nie op daai dinge nie. Jy vul nie jou dag, jou lewe met die wêreld nie. Jy vul nie jou dag met die dinge van die wêreld nie, maar jy vul dit met die dinge van ons almagtige Vader, waar ons die vrede, die wysheid, die insig vind. Die waarheid. Die waarheid is wat ons dan vrymaak. En dit kom deur die woord. So die Here sê die woord is ons swaard om aan te pak hierdie wêreld. En ek word nie gelei en ek doen nie dinge volgens my gevoelens nie. Ek voel nie nou lus om Bybel te lees nie. Ek voel nie nou lus om jammer te sê nie, of om nederig te wees nie, of om iets te doen wat ek nie nou lus is om te doen nie. So as ek gedryf word volgens my gevoelens, dan gaan ek stil staan of dan gaan ek heeltyd omgaan in 'n woestyn. Ons word gelei deur die waarheid en ons aksies as kinders van Jesus kan nie wees volgens ons gevoelens nie. Dit is volgens die waarheid. En jy vra dalk vir die Here, maar Here, ek soek 'n breakthrough. Here, ek wil uit hierdie omstandighede uitkom. Hoe kom ek hier uit? Hoe kom ek hier uit? En baie keer het jy klaar die antwoorde en het hy klaar die antwoorde, die weg, die waarheid vir jou gegee. Maar ons verwag dit in 'n miracle way. Dit moet net so gebeur, maar die Here het vir jou die krag gegee, het vir jou die authority gegee. Jy is 'n new creation. Die Here sê, abide in me. En John 15 vers 4 sê hy, abide in me and I abide in you. Die Here is met jou en hy is saam met jou. So alles wat jy nodig het om uit hierdie omstandighede uit te kom, is binne in jou. As jy hierdie nuwe deurbraak wil hê, stap uit in geloof. Die Here sê dit is 'n aksie wat jy moet toon. Geloof is 'n aksie, dit is nie iets wat dood is nie. So dis iets wat jy moet uitstap in. En hoe, as al hierdie storms kom, as al hierdie gevoelens kom, hoe staan ons huis? Ons staan ons huis as dit gebou word op die woord van God. Ek en my seentjie het hierdie huisie gebou langs die pad op die plaas. En na seisoene wat verbygegaan het, maande, weke, seisoene, staan hierdie klippe nog steeds. En die een keer hy ons daar verby en hy sê, mamma, hoe staan hierdie huis nog steeds? Want hy's gebou met klippe. Hy het 'n stewige fondasie. So as jou fondasie die waarheid van die Here is, as jou fondasie gebou word op leuns, op gevoelens, op manier van dinge doen hoe die wêreld dit doen, dan gaan die storms kom en jy gaan nie kan staan nie. Die krag wat jy nodig het om iets te doen wanneer jy nie voel jy wil dit doen nie, dit kom uit jou fondasie uit. Die breakthroughs, die faith, die aksies om vorentoe te beweeg in jou lewe, om nie stil te staan nie, kom uit jou fondasie uit. En waar is jou fondasie? In die woord van die Here. Vir die tye wat ek nie lus is om iets te doen nie, dan gaan krap ek diep binne in my. En ek vra vir die Here, Heilige Gees, help my, lei my. Ek kan nie dit nou doen nie, maar ek weet U kan my help om hierdie te doen. U kan my help om nou nederig te wees, om te vergewe, om krag te kry, om geloof te kry om hierdie ding te doen. Ek wil nie lewe volgens angs en vrees nie. Daar staan in Proverbs 12 vers 25, a good word makes the heart glad. So ons renew ons mind in die Here. Ons kry 'n nuwe mindset, 'n nuwe manier van dinge doen. Nie ek pas nie, ek moet uitstaan in my manier nie. Nie my manier nie, maar God se manier. As a new creation. Nie my ou self nie, maar my nuwe self in Jesus. En waar dit moeilik is,
om dan daai dinge te doen, om Jesus se voorbeeld te volg, dan sê hy, ek stuur vir jou die Heilige Gees. Jy is nie alleen nie. Abide in me, I will abide in you. Jy is 'n nuwe creation. Jou mind wat jy renew met die woord van die Here, gee vir jou die wysheid, gee vir jou die faith, gee vir jou die geloof, die peace, die alles wat jy nodig het, die liefde wat jy nodig het om deur hierdie ding te kom. Maar die wêreld, hoe jy dit vul, so jy het daai verantwoordelikheid. As jy in geloof wil stap, het jy verantwoordelikheid om jouself te vul met die woord van die Here, want dit is die tools, the way, the truth, the life, comes through the word of God. Dis die seed wat jy plant om te groei, om vorentoe te beweeg in die woord van Jesus. Maar dit kom nie deur tyd te spandeer in die wêreld, om tyd te spandeer aan dinge van die wêreld nie. Dit kom om tyd te spandeer saam met Jesus. Die woord renew your mind, verander die manier van ding. Want ja, ons is 'n nuwe creation in Christ, maar jy dink nog steeds op die ou manier. Nou moet jy jouself leer om op 'n nuwe manier te dink. Jy moet jouself leer wat die waarheid nou is. Jy moet jou ou self nou leer wat is nuut, wat is die weg, wat is die waarheid. Ek is nie meer die ou Andri nie. Ek het nou opgestaan in Jesus. Ek lewe nou 'n nuwe lewe. Nie my maniere van dinge doen nie, maar Jesus se manier van dinge doen. Ek is nie nou lus om jammer te sê nie, maar dit gaan nie oor waaroor ek nou lus is nie. Dit gaan oor wat sê die woord van die Here is die manier. Wat is my fondasie? As my huwelik moeilik is en ek voel, hoor hierso, ek wil nie nou jammer sê nie, wat sê die Here bou 'n goeie huwelik? Wat sê die Here bou 'n goeie besigheid? Waarheid of om skelm te wees? Wat sê God oor jou situasie? Daai sleutels van jou breakthrough is binne in die woord. Wat sê die Here oor jou finansiële omstandighede? Gaan ek sou om nie te kry of sê ek nie, ek gaan alles vir my vashou want ek is klaar arm en ek gaan nie uit hierdie situasie uitkom nie. So wat sê God oor jou situasie? Want die sleutels is by jou. Jy moet net gaan en dit gaan lees. Okay, Proverbs 15 vers 12 vers 25. A good word makes the heart glad. So, as jy nie nou glad voel nie, voel vol angs, gaan vul jou met vrede, gaan vul jou met liefde. Jesus het dit klaar vir jou gegee, hy het dit klaar vir jou gedoen. Jy moet uitstap in geloof. Dis 'n aksie van jou kant af. Hy staan by die deur en hy klop. Hy sê, abide in me and I will abide in you. Okay, wees geseënd. Bye.